Hallo julle en welkom by Woord en Boekrol. Nou, hierdie is 'n opvolg op die vorige As en Rus video, as jy hom graag eers wil kyk, om te verstaan waar hierdie vandaan kom. Tog, as jy hierdie kyk, gaan jy ook iets leer wel. Nou, hierdie gedeelte wat ek oor wil praat wat volg, is oor die bruid wat geken is en verloof word. Nou, gaan ek eers vir julle lees in Romeine 8 vers 29 wat sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook bestem. Nou, ek gaan terugkom na daai woordjie ken, maar eers wil ek net nog 'n skrifgedeelte lees. Byt vas. Nou, in Efesiërs 1 vers 4 tot 5 lees ons, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld. Nou, hier begin iets vorm, reg? In Jeremia 1 vers 5, voor in die moederskoot gevorm is, het hy jou geken, Yada, in die Hebreëus. Nou, wil ek graag vir jou verduidelik van die woordjie ken. Nou die ken woordjie wat ons gesien het in Romeine, dat hy jou van tevore geken het, en soos wat ons sien in Efesiërs, voor die grondlegging uitverkies, is 'n Griekse woordjie wat baie sal ken eintlik. En dit is die woordjie wat sê prognosis. Nou, wanneer jy 'n toestand het en jy was by die dokter gewees en hy het vir jou 'n diagnose gegee, dan partykeer kry 'n mens ook 'n prognose, wat nie regtig altyd 'n positiewe ding is nie, maar ons leer iets daaruit. Nou die woordjie prognosis in Grieks, in daai gedeeltes, kom van 'n wortelwoord af wat prou, vooraf, en genosko, wat intimiteit en verbond beteken. Nou, vir die wat sê, jy weet, as die dokter vir jou sê, jy het 'n prognose, en dan sê jy vir hom terug, nee, ek glo dit nie, hou so aan, want hy het ook nie regtig die vooraf kennis van jou verbond met die siekte nie, reg? Nou, as ons kyk in die skrifgedeeltes, dan vorm daar 'n patroon. Want voor die grondlegging van die wêreld het hy uitverkies. Prognose. 'n verbond gevorm, vooraf, voor die grondlegging. En geken, intimiteit. Genosko, wat beteken verbond en intimiteit. Dit beteken ook daai diepe vooraf liefde wat hy in sy hart het teenoor iemand. En daai iemand is net een, die bruid. Nou, in 1 Petrus 1 vers 2 lees ons ook, wat verband hou met hierdie idee, is uitverkore, volgens die voorkennis van God. Dis interessant, want jy sien, selfs in daardie tyd al, het Petrus besef dat daar was 'n vooraf kennis van wie sy is. Die dat God sê, hy haar intiem liefhet in sy hart, en vooraf ken, en 'n verbond vooraf stel. Nou, as julle die video gaan kyk van die vorige verduideliking, sal julle sien dat ek sê rus en skepping. Nou, nie baie mense hou van die idee dat iemand gebore word vir 'n spesifieke huwelik nie. Jy weet, ons gaan nie regtig daarop ingaan om te sê dat 'n groter, ouer man claim lê op 'n babietjie wat pas gebore is vir 'n bruid nie. Maar in hierdie idee moet ons eerder kyk na die voorbeeld van die koningtydperk,
waar 'n bruid spesifiek gebore is en 'n prinses is, en dan kom daar 'n koning om in te trou in koningskap, en hy gaan soek na nog 'n bloedlyn wat royal is. En dit is die idee wat 'n mens dan sien, is dat 'n bruid geskep is en selfs haar plek waar sy moet opgroei, moet wees, waar hy oor haar droom daar is, en dat sy met 'n doel geskep is om te wees vir 'n royal bloedlyn. In die ou tradisie, en ek gaan bietjie aanbeweeg, omdat ek dit half in detail verduidelik het in die vorige video. Jy sien, in die ou tradisie, as 'n bruid gekies word en dan verloof word, was daar spesifieke dinge wat gebeur. Vir een kan ons die voorbeeld sien met Abraham, wat die slaaf stuur, en hy stuur hom na 'n spesifieke plek toe, waar hy reeds weet, die bloedlyn is goed. En daar moet hy 'n bruid gaan kry. En hy kom op Rebekka af, en hy gee vir haar 'n goue neusring en 2 armbande, en later nog goud en silwer, en sy stem onmiddellik eintlik in, want sy moes eintlik nog 'n bietjie gebly het die familie gevra, 'n paar nagte, en sy sê nee, laat ek gaan, want ek is gekies. En so raak sy Isak se bruid. Nou, in hierdie storie van vooraf kies of voorwete van haar, en die bloedlyn is belangrik, want ons lees hierdie dinge in Efesiërs, dat hy sê, uitverkies voor die grondlegging, en geken, voorgevorm, en uitverkore volgens voorkennis. Nou, wanneer daar 'n verloving plaasgevind het in die antieke tyd, is interessant, want jy sien, daar's sekere dinge wat gemaak het dat hierdie verbond, genosko en vooraf kennis, dit vasmaak. En wat sou gebeur het is, dat daar 'n beker wyn aan haar gebied word. En sy moet hierdie beker wyn vat en besluit, ek gaan in hierdie huwelik myself sit, en ek gaan myself toemaak vir hierdie toekomstige bruidegom. En sy sou dan die eerste sluk van die beker gevat het. En dan as sy die eerste sluk gevat het van hierdie beker wyn, het sy gesê, ja, dis reg, ek sal die bruid wees. Nou, daar was 'n groot voorbereidingsstorie, wat ek in die volgende video's gaan verduidelik, as jy sou volg. En dit is so interessant, want ons sien al hierdie dinge wat Jesus kom vervul vir die uitverkieste bruid van die begin af. Waar die eerste Adam die heiligheid en voortlewe van heiligheid gemis het deur die sonde, het Jesus as die tweede Adam, wat hy was sondeloos, heilig, haar weer heilig gemaak vir 'n bruilof. Jy sien, en dit maak hom ook die tweede Adam in die storie. Dit is nie die mens, eerste mens, tweede mens. Dit is ook van belang, natuurlik. Maar die feit dat heiligheid vir haar belangrik was vir 'n bruilof, is waaroor dit gaan. Nou, met die verloving is sy steeds nog in die wêreld, en daar buite, in haar onheiligheid na die rebellie soos 'n tiener in die tuin van Eden, en sy moet deur toetse gaan om haarself te bewys in haar liefde. Steeds bied hy haar 'n beker van verloving aan, en ons lees dit in Matteus 26 vers 27 tot 28, waar hy vir haar 'n beker aanbied,
En hy gee sy disippels 'n beker en hy sê, dit is my bloed. Neem dit, drink dit. En jy sien, hulle het eers gesluk van hierdie beker en goed geweet dat dit die tradisie is vir 'n verlovingsverbond. En daarna sê hy ook, julle is deel van my. Nou, dit is interessant, die woord wat gebruik word vir die beker vir verloving is kedushin. En hoe pas dit in? Wel, as 'n mens gaan kyk na die Bybel in sy volheid van begin tot einde, dan kry jy 3 gedeeltes wat prominent in die antieke taal uiteengesit word. Die eerste gedeelte is die Torah, wat beteken om nie die merk te mis nie. Soos wanneer jy 'n pyl uit 'n boog uit sal skiet na 'n merk op die muur of in 'n boom, en jy moenie mis nie. Jy sien, dis instruksies. En dis nie die wette wat ons na moet kyk nie. Dis die stories wat die verhaal verduidelik van 'n bruid wat verlore gaan en 'n slegte keuse maak en 'n bruidegom wat met haar wil trou en hy doen alles in sy vermoë om haar terug te kry in die heiligdom, sodat hy 'n bruilof kan hou. En dit is waar die instruksies saak maak. Dis sodat sy kan onthou, sy is steeds waardig om die bruid te wees. En dit is waarvoor ek ook hierdie video's doen, is om julle te wys van hierdie tipe instruksies. Nou, die volgende stukkie wat ons dan sien in die antieke uiteensetting van die woord is Nevi'im. En Nevi'im is dan die profete boeke. En dit was wanneer die profete spesifiek kom verduidelik het van die instruksies en ook dan gesê het van die bruidegom wat gaan kom om dit baie prominent vas te maak en die tweede Adam rol te speel vir die heiligheid van haar. Nou, waarom moes dit so gebeur? Jy sien, die ding is, toe Adam en Eva geskape is, was hulle in daai oomblik van skepping in 'n heilige atmosfeer toegemaak en heilig. En God kom met hulle wandel. Maar toe hulle gesondig het hulle vuil geraak. En die groot ding is dat die Vader is 'n heilige, allerheiligste wese. En die beste manier om dit te verduidelik is dat wanneer jy in 'n donker kamer staan en jy steek 'n lig aan, wat is die ding wat verdwyn? Die donkerte. Jy kan nie in 'n ligte kamer donkerte aansteek nie. Dit kan nie so omgedoen word nie. Dis asof lig is oorheersend oor die donker, is dit nie? Nou, dis dieselfde met God. God is oorheersend lig en heilig. En daar is donkerte in ons harte van die tyd wat Adam hulle gesondig het. En dit is ook die groot rede hoekom ons nie voor die Vader kan staan, gesig tot gesig in sy aangesig. Soos wat hy vir Moses gesê het, as jy my sal sien, sal jy sterwe. Dit was nie om wreed te wees nie, dit was wie hy is. Die lig sal die donkerte in Moses uitwis. Want dit is net hoe dit is. As jy 'n lig aansteek in 'n donker kamer, is dat die donkerte verdwyn. En dit was eintlik uit liefde dat hy nie toelaat dat Moses in sy sondige toestand voor hom kom staan nie, want dit sal hom uitwis. Nou, as mens kyk na die profete boeke, Nevi'im, dan was dit hierdie uitroep van God die Vader self, deur die lippe van klei, wat sê, bruid, onthou, die bruidegom, my seun, jy's geskape van die begin af om heilig te wees vir hom. Dis wat my droom was vir jou. Jy sien, en dit was om haar te herinner op 'n meer direkte manier. Nou, as mens kyk na die laaste boek, dan kom dit ooreen met die beker, Kedushin.
En die laaste boeke se naam is Ketuvim. Nou hoe pas dit in reg? Kedushim wat beteken verlovingsverbond en Ketuvim wat beteken die verbond. En dit is wat so mooi is, want ons sien die instruksies, die roep na al twee om mekaar te verenig en dan sien ons die verbond van liefde. En die instruksies vir haar wat volg in 'n verloving, want jy sien, dit is in die Ketuvim waar Jesus die beker bied en sê, hier is my bloed, drink daarvan sodat jy deel kan wees van my. En dit is die nuwe verbond, is dat hy die Adamrol vir haar speel om haar heilig te maak, sodat sy kan terugkom waar daar 'n aangesig tot aangesig kan wees by die Vader. Want watter man wil tog die mooiste vrou wat hy van lankal af dophou en ken, en hy is so lief vir haar van lankal af en hardloop agter haar aan, haar net nooit na sy pa toe vat om te sê, dit is my vrou. Jy sien, dit is die ding. Sy moet heilig wees om weer te kan staan voor die Vader langs haar bruidegom. Nou ja, Ketuvim, die verbond, is ook 'n bekende woord vir huwelikskontrak in die antieke taal. Jy sien, 'n huwelikskontrak word genoem ketubah. En op 'n ketubah, huwelikskontrak, sien ons nie 'n kontrak soos vandag nie, waar die een het sy besittings en daai een het sy besittings en daar is 'n 50% deel of jy weet, al daai dinge nie, reëls en reëls. Nee, 'n ketubah in die antieke tyd het bestaan uit die man wat beloftes neerskryf aan die bruid. Tonne beloftes neerskryf. Daar's nie een ding wat vir haar sê, sy moet die skottelgoed was. Sy moet dit, sy moet dit nie. Alles is ek gaan gee, dit is joune, ek gee. En net hieronder is daar een ding waar sy haar naam invul op 'n ketubah in die antieke tyd. En dit is wat sê, ek sal jou lief hê en getrou bly. Dit was dit. Nou, as ons nou kyk, die beker van verloving, het hy gebied. En wanneer jy die nagmaalbeker sluk, en jy doen dit gereeld, dan herinner jy jouself aan daai verbond, wat sê, ek kan klein, dis my beloftes, maar ek moet lief hê en getrou bly. Dit is wat ek beloof. Nou ja, bruid van God, bruid van die Seun, ons almal 'n gedeelte van die liggaam, almal sy doel, maar die groot doel was, van die begin af, daar waar hy gedroom het, in die skepping al, oor jou.